Ek wil u groet in die lieflike naam van Jesus en mag die Here vandag u ore open, mag u hart ook inneem vandag en mag God se genade oor u uitreën. Ek wil vanoggend iets met u bespreek en die opskrif van my boodskap is Gebed onbeantwoord, deel 1. Kom ons kyk na 'n paar redes hoekom ons bede dalk onbeantwoord bly. U sê soms, u het gebid, gevas en regtig die Here gesoek in u bede, maar daar is geen antwoord van God af nie. Ons is baie gou om te getuig dat ons bid, maar ons bede slaan teen die plafon vas. Die eerste daarvan is onvergifnis. Markus 11:25 en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Maar wanneer jy besig is om te bid, vergewe eers enige een teen wie jy 'n grief koester. Dan sal julle hemelse Vader ook julle oortredings vergewe. Weet u dat bitterheid en die feit dat u ander nie kan vergewe nie, dalk 'n stopblok kan wees vir u gebedsgoedkeuring. Versteekte sonde. Psalm 66 vers 18 sê, as ek kwaad en sonde in my hart bedink, sou die Here nie na my luister nie. Wanneer u en ek allerhande kwaad en sonde in ons harte koester, dan mag die Here nie na ons luister nie. Die Here hoor bekering, maar na jou rebellie en kwaad luister hy nie. Dan is daar die een waar baie van ons mee sukkel, hoogmoed. Jakobus hoofstuk 4 vers 6b. God weerstaan hoogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. Nou as ons kyk wat hierdie woordjie weerstaan in die Afrikaanse woordeboek beteken, dan is die definisie daarvan om weerstand te bied of om jouself te keer. God keer homself dalk teen jou gebedsgoedkeuring as gevolg van jou hoogmoedige optrede. Twyfel. Ons is weer in die boek van Jakobus, hoofstuk 1, vers 6. Wanneer 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Kan u sien, geloof is die basis waarop u bede aangehoor word. Dan is daar verkeerde motiewe. Ons is weer in die boek van Jakobus, hierdie keer hoofstuk 4 vers 3. En selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie, omdat julle motiewe verkeerd is. Julle wil goed hê net om dit self te geniet. Soms is ons bede net 'n klomp lekker wêreldsplesiertjies wat ons geniet en van hou. En dan soms by ander daaroor te spog. Die laaste een vir vandag, verwaarlosing van God se woord. Spreuke 28 vers 19. Vers 9. Elkeen wat hom doof hou vir die eise van God, sy gebede sal verwerp word. Weet jy, medebroer en suster in die Here, gelowige vriend en kennis, ons moet soos Jakobus sê, die woord in dade beginne omskep. Ons moet die woord beginne toepas in ons daaglikse lewe. Dit help nie ons lees die woord, maar ons doen dit nie. En ons gaan aan met ons eie dingetjies en ons eie gedagtes. En dan wanneer ons bid, wil ons hierdie hele lysie, ek sê sommer altyd 'n grocery lysie
voor God stel, maar ons doen nie sy wil nie, hoe kan ons dan verwag dat sy wil in ons sal plaasvind? Ek is pastoor Gary, ek sal môre weer as die Here my spaar, en ek leef dan deel ek die tweede gedeelte van hierdie aspek met u. Brood en water 5 minute woord, seëngroete, en weet net, Jesus is baie lief vir u.